Goeiedag geliefdes, weer eens 'n wonderlike Sabbat wat ons ondervind het, maar vandag wil ek afsluit met die pad van sonde. Die eerste gedeeltjie gaan oor suikerlaagie sonde. Sommige pille word met 'n dun suikerlaagie bedek, om die bitter smaak te verbloem. Op dieselfde manier bedek Satan die dodelike gif van sonde met iets wat aanloklik lyk. 'n vis byt nie aan 'n kaal hoek nie. Eers word die aas geurig gemaak. Net soos verberg die aardsbedrieër sy bose bedoelings agter skynbare plesier of beloftes van geluk. Selfs in die hemel het hy 'n derde van die engele mislei. En toe hy in Eden verskyn het, het hy homself nie in sy ware gedaante gewys nie. As hy dit gedoen het, sou Adam en Eva hom maklik herken het, want hulle was teen hom gewaarsku. Satan werk nooit in lig nie. Hy verkies die skaduwees van misleiding. Sy doel bly onveranderd, om die mens van God af weg te lei en in verderf te stort. As Eva eenvoudig gewy het om met hom te redeneer, sou sy veilig gebly het, maar sy het geluister, en toe was die stryk gespan. Vandag gebruik Satan nog dieselfde metode. Hy bedek versoeking met iets wat die sintuie prikkel, of die ego streel. Hy speel in op selfsug, trots en die begeertes van vervalle menslike natuur. Hoeveel jong mense het al hulle lewe verwoes, omdat sonde eers so onskuldig en opwindend voorgekom het. Wanneer jy met die duiwel begin redeneer, sal jy altyd verloor. Hy beskik oor duisende jare se ervaring in menslike swakheid. Hy fluister dat hy sonde nie so erg is nie, dat jy net 'n bietjie moet geniet, en wanneer jy val, kla hy jou aan. Laat jou skuldig voel en sê dat God jou nooit sal vergewe nie. Maar dit wat hy jou nie vertel, is dat daar krag in die bloed van Jesus Christus is. Satan sidder vir die waarheid van Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wanneer die vyand jou versoek, of jou herinner aan jou sondes, roep die naam van Jesus aan en beroep jou op sy bloed. Hou vas aan God se woord, soos Jesus gedoen het in die woestyn. Elke keer het hy geantwoord, daar staan geskrywe. Ken die skrif, ken die stem van God, deur volgehoue daaglikse gebed en Bybel lees. Dan sal jy kan staan, soos beloof is. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. En onthou ook Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Staan vas en vertrou volkome op Christus as jou enigste verlosser en saligmaker. Dan gaan ons kom by hierdie stukkie van jou onbekende sonde. Waarom sondig ons?
Waarom is sonde dikwels so aanloklik en lyk dit of dit plesier bring? Al weet ons dit vernietig, hoekom struikel ons weer en weer? En wat is die uiteinde van sonde? Kan ons werklik oorwin? Dit is die vraag waarmee elke gelowige op een of ander tyd worstel. God het die mens volmaak geskape en aan hom 'n vrye wil gegee. Die vermoë om te kies tussen gehoorsaamheid en opstand. Maar toe die mens die verkeerde keuse maak, het sonde sy intrede gedoen en die gevolge daarvan is vandag steeds duidelik, sigbaar in 'n gebroke wêreld. Met die sondeval het die mens 'n sondige natuur gekry, 'n neiging om teen God se wil te kies. Die groot stryd tussen Christus en Satan het van die hemel na die aarde oorgespoel. En die menslike hart het die slagveld geword. Tog het God die mens nie verlaat of verwerp nie. Weereens Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wanneer ons sondes bely en ons vertroue in Jesus plaas, word ons deel van sy oorwinning. Die bloed van Christus breek die mag van sonde en gee vir ons verlossing en ewige lewe. Om jou lewe aan Jesus oor te gee, beteken dat jy teen die stroom van sonde draai. Dit is nie 'n maklike pad nie, maar jy stap dit nooit alleen nie. In elke versoeking en elke stryd, selfs in elke verkeerde gedagte, is God daar om jou te versterk en te help oorwin. Ons moet egter eerlik wees. Daar is sondes waarvan ons altyd nie bewus is nie, diep weggesteek in ons denke of motiewe. Net die Heilige Gees kan daardie dinge aan ons openbaar en ons oortuig van wat bely moet word. God is gewillig om sy Gees aan ons te gee met gewillige as wat 'n aardse vader sy kind brood sou gee. As ons ernstig is oor ons ewige bestemming, sal ons alles in die stryd werp om rein en opreg voor God te lewe. Ons kan nie bekostig om die hemel te verloor nie, want daar wag 'n ewigheid van heerlikheid vir die wat volhard en 'n ewige skeiding vir die wat volhard in sonde. Ek wil graag afsluit met Jeremia 17 vers 10. Ons het in ons Sabbatles verlede week gehad. Maar ek, die Here, deursoek die hart en toets die gedagtes, sodat ek aan elkeen kan gee volgens sy gedrag, volgens die vrug van sy dade. Kom ons stap die pad van die Here. Kom ons draai ons rug op die wêreld. En ons vra, Here, wat wil U hê, moet ek vandag vir U doen? Laat ons na sy stem sal luister en weet, sy pad is die enigste pad na die ewigheid toe. Ek wil graag afsluit met hierdie gebed. Here, ondersoek my hart en wys vir my waar daar begeerlikheid en selfsug lê. Leer my om tevrede te wees met wat U gee en om U goedheid te vertrou op my eie begeertes. Bewaar my van die pad wat tot vernietiging lei en lei my op die pad van gehoorsaamheid en vrede. So bid ons tot eer en verheerliking van U heilige naam, Jesus Christus. Amen. Geseënde week vir julle almal, tot ons weer ontmoet.
Totsiens.